blessing from the Lord above, a spiritual talent given freely, an instrument of His great love, not for ourselves to keep or hide, but for each other we will serve. Faithfully we'll use what God has given, walking in His grace and love. Use your gift, use your gift for the glory of the Lord. Serve each other faithfully with every gift He has bestowed. Many gifts, but one great purpose. Many parts, but one in Christ. We are stewards of His glory. Ek wil julle groet in die wonderlike naam van ons enigste lewende God, en dit is Koning Jesus, God die Vader en die Heilige Gees. Dit is vanoggend so lekker om elkeen van julle te sien, en ek sien julle almal het gewig verloor, want ons hoef nie so baie klere aan te trek nie. Ons almal was vol gewees met hierdie laaste week wat so koud was. Ons is bevoorreg om vandag in hierdie gebou by mekaar te kan kom. Ons is bevoorreg dat alles werk en alles aan die gang is, want elkeen van u het 'n plekkie in ons gebou, het 'n plekkie in ons kerk. En dit is vir die kinders dieselfde. Ons kinderkerk wat tydens diensies buite is reg vir enige kind van die ouderdom van 3 af tot op. As jy voel jy wil 'n kind wees, soos jy altyd welkom om ook buite te wees, want jy gaan ook goeie les en goeie Bybel en goeie woord ontvang. Maar boonbehalwe dit wil ek voordat ons gaan bid en open en gaan prys en worship, wil ek net 'n skrif met u deel. Hierdie skrif is baie bekend, dis in die Nuwe Testament, en dit staan in Johannes 15. Johannes 15 vers 5, wat sê, en dis Jesus wat praat, wat sê, I am the vine. I am the vine, you are the branches. The one who remains in me, and I in him, bears much fruit. As jy gaan na vers 7 toe sê, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you want. Vanoggend het ons die geleentheid om ingeplak te word by die wingerd, by Jesus Christus. En dit wat hy vir jou gee, wat hy insit in jou lewe, is meer as wat ons ooit kan aandink. En vanoggend is dit 'n geleentheid, en ek wil hê ons moet daai prentjie in ons koppe sit. God is in ons, en ons is in hom, so ons is veilig. Eerste plek, ons is veilig. Maar meer as dit, ons is ingeplak in die bron, die persoon wat die bron van krag is. So dit beteken jy het krag. Dit voel al miskien, maar jy het dit. Maar meer as dit, sê God ook, wat ook al jy dan nodig het. Vra. Kom ons sluit ons oor. Papa Vader, Jesus Christus en God die Heilige Gees, is 'n voorreg vir ons, om as kinders van God by mekaar te kan kom, vir een doel, en dit is om naby aan u te kom. Ons het nabyheid van u nodig. Ons het nodig om u te ervaar vanmôre. Ons wil u voel, ons wil hê u moet ons gedagtes aanraak, ons wil hê u woord moet ons volmaak, maar meer as dit wil ons naby kom, sodat ons u hart kan verstaan. U hart vir ons en u hart vir ons mense. Mag vanoggend die geleentheid wees, waar elkeen van ons ingeprop kan wees in die bron van krag, in die bron van voorsiening, in die bron van genesing, in die bron van die een wat presies weet wat elkeen nodig het, en dat u dit in vandag se diens kan doen vir elke persoon. Dis my begeerte vir elke siel wat vanoggend hier sit, vir die kinders daar buite, vir die mamas, die babatjies, almal, dat ons 'n encounter, 'n nabyheid van u sal ervaar en beleef wat ons verander. Al is dit net 'n ietsie in ons verbeter. Here, ons is oop vir dit. Seën vandag se verrigting. Seën dit wat ons in u naam wil doen. Maar meer as dit, doen wat u wil. Want dis wat ons soek, is u wil. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Blaai met die Bybel saam met my na 1 Petrus hoofstuk 4. 1 Petrus hoofstuk 4. En ons is besig met 'n diepte studie
van 1 Petrus hoofstuk 4. En ons gaan vanmôre, soos die Gees van die Here ons lei, so 'n bietjie stil staan daar van 'n vers 10 af, maar ek gaan vir ons lees van 'n vers 8. Maar vers 10 gaan ons kernvers vanmôre wees, soos die Gees van die Here ons gaan lei. En ek wil graag met u deel dit wat die Here op my hart gelê het. En ek glo dit gaan alles mooi by mekaar kom. En dit wat ons die laaste 5 weke veral ook geleer het oor die belangrikheid om in God se volheid en in sy seën te lewe, om in sy oorvloed te lewe, to be prosperous in spirit, soul and body, om in die oorvloed en die seën van die Here te lewe. So 1 Petrus hoofstuk 4 van 'n vers 8. Hy sê, maar bo alles moet julle mekaar vurig lief hê. En ons weet nou al, dit is nie daai verliefdheidsliefde nie, nê. Dis daai goddelike liefde. Dis nie daai liefde wat verbywaai, wat 2 jongetjies van mekaar het as hulle mekaar net ontmoet het nie. Daai 2 16-jarige verliefdheid nie. Hierdie is liefde wat bly staan. Liefde wat menigte oortredinge bedek. Hierdie is nie daar, jy het my nie ge-SMS nie, en nou wip ek my, nou praat ek nie vir 2 ure met jou nie. Hierdie is daai liefde wat deur dik en storm en swanger en al die pyne en skete bly staan. Alright. Hierdie is vurige liefde. Hy sê, want die liefde sal menige sondes bedek. Nou verlede week het ons gekyk en gesê, wees gasvry jeens mekaar sonder om te murmureer. Sonder om te murmureer. En dan vandag, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Ek wil vanmôre so 'n bietjie stil staan in hierdie gedeelte, vers 10 vir ons oopmaak, en met die sels oor wat ek glo die Gees van die Here met u en met my as liggaam vandag wil deel, aangaande die genadegawe wat elkeen van ons ontvang het. En ek gaan praat in die rigting, en die tema van die boodskap gaan hoofsaaklik handel oor rentmeesterskap van God se veelvuldige genade. Sê gou saam met my, rentmeesterskap van God se veelvuldige genade. Alright, so voor ons aangaan wil ek so 'n bietjie net gou kyk eers na die definisie, die verduideliking van rentmeesterskap, want rentmeesterskap is baie keer so 'n groot woord. Wat beteken rentmeesterskap? Wanneer ons kyk na die woord rentmeester of rentmeesterskap, is dit die Griekse woord wat sê oikonomos. 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 Alright, so hulle het nou al die volgende, jy moet nog nie na 'n potjie kos kyk nie. Kyk na oikonomos. Dis die eerste Griekse woord. En oikonomos beteken 'n bewaarder of 'n oppasser, skryf so lank neer, hulle sal dit nou bybring, of 'n bestuurder. So wanneer ons praat van 'n rentmeester, dan sê dit dis 'n bewaarder, dis 'n oppasser of 'n bestuurder. 'n Verdere verduideliking is dit is iemand wat met liefde en sorg omsien na dit wat iemand anderste aan jou toevertrou, of dit wat aan iemand anderste behoort. Wie van julle is bestuurders in julle werksplekke? Jy's in 'n werksplek, daar's 'n eienaar, daar's 'n baas, en hy stel jou aan as 'n bestuurder om toe te sien, oor te sien, sy besigheid te bestuur. Is daar iemand hier vanmôre, is julle wakker, of is julle nog by potjie kos vasgevang? Alright, so 'n rentmeester is iemand wat nie afbreek, wat nie aan hom behoort nie. Hy kyk na dit wat iemand anders te sin is, en hy sorg daaroor. Hy eie nie toe wat nie aan hom behoort nie. Want hy weet hy's aangestel om toe te sien en te sorg dit wat iemand anders te sin is. Hy pas op
Dit wat aan iemand anders te behoort. Nou as ek dit geestelik maak is, God het sekere goed aan ons toevertrou. God het dit in ons hande gegee en dit goed gedink om dit in liefde vir ons te gee, sodat ons dit kan gebruik, maar dit behoort nog steeds aan hom. En ons moet dit uitdeel, soos dit goed dink, en soos hy dit goed dink en wil hê. Maar dit behoort aan die Here. Dis wat 'n rentmeester is. Ons het verlede week gesê dat alles wat ons het en wat ons is geleen. Dawid kom, hy skryf, hy sê, die aarde en die volheid en alles behoort aan die Here. So hy is die eienaar van alles en ons is God se rentmeesters. Ons is sy bestuurders. Ons is sy oppassers. Ons is nie die eienaars nie. So vanmôre, wanneer ons praat van 'n rentmeester, dan wil ek hê ons moet daarna kyk. Ek is nie die baas nie. Ek besit nie alles nie, Andre. Ek is net aangestel vir 'n tydperk deur God om te sien na God se besittings, na God se eiendom, na dit wat die Here besit. Amen. So verlede week het ons gesien dat God se liefde sigbaar moet wees deur ons gasvryheid in ons elke dag lewe. En meer as ooit van tevore het ek die erns besef van wat dit beteken om gasvry te wees. Gasvry. Gasvry in die huwelik. Leandre het Woensdag aand met ons op so 'n praktiese manier met ons makrosel gesels en so huis toe gebring, gesê, ons dink altyd gasvryheid begin by die werk en nie by die kerk en in die bediening, waar gasvryheid by die huwelik begin, tussen man en vrou. Want as ek nie by die huis kan gasvry wees met my maat nie, hoe wil ek buitekant gasvry wees? As ek nie gasvryheid kan bewys teenoor my kinders nie en my huweliksmaat nie, hoe wil ek dit buitekant gaan uitgee? Dit begin tog by die huis. Die woord van die Here sê, kry jou huis in orde. Ons wil vriendelik en lovey-dovey en so cool buitekant voorwees of voorgee, maar by die huis is ek knorrig en mislik en murmurerig. En die woord sê, hy sê, kry die huis in orde. Begin by myself. Herlewing, dit wat dood is, begin mos herleef by my. So 'n goeie rentmeester sê, Here, begin by my. En dis wat ons verlede week gesê het, en ek glo die Heilige Gees wil ons nou 'n stappie verder vat. Hy wil hê ons moet nou begin verder kom, waar dit nie net by ons huise begin of deur gasvryheid nie, maar dit gaan nou nog verder. Dit gaan na ons hande toe, dit gaan na ons monde toe, en dit kom by ware aanbidding uit. En 'n rentmeester is iemand wat in sy hele lewe God ten volle aanbid, met alles wat aan hom toevertrou is. Dit wat hy aan jou gegee het, om dit te doen, sodat God verheerlik kan word. So met dit in gedagte, wil ek ons met vanmôre weer kyk na hierdie vers 10. So kom ons lees nou weer vers 10. Nou sê hy, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het. Sê gou saam met my, elkeen. Wat is die definisie van elkeen? Is dit net seker is? Is dit net hier en daar iemand wat uitgepiek is? Elkeen in die Woordeboek sê, almal wat hier is vanmôre. So wanneer ek praat met julle hier vanmôre, en ek gebruik die woord en ek sê, elkeen van ons, dan sluit dit ons almal in. Anders nou moet ek sê, net seker is van ons. Maar wanneer ek die woord elkeen gebruik, is dit ons almal. Nou sê die woord van die Here hier, deur Petrus vir die kerk. Hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe, sê saam met my, genadegawe. Party woord, Afrikaanse woorde gebruik die woord genadegif. Daai gif is nie poison nie. Alright, dis net daai gif is 'n ander woord vir gawe. Ek noem dit want party lees uit 'n nuwe vertaling, dan gebruik hy die woord genadegif.
dis gawe. So hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien. Wie moet ons dien? Hoe? Soos goeie rentmeesters, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. So die eerste punt wat ek vanmôre wil bespreek, sê saam met my, is die hande. Kyk gou so 'n bietjie na jou hande. Okay, wie van julle het nog fingerprints? Nou as jy so hard werk soos wat Pieter werk, as jy vanoggend vroeg toe werk, hy nog hier by die kerk, hy's nog met sy werksklere. Pieter, dankie my boeta, waardeer jou. Maar jy sien van sy vingerprints is al afgesny, toegeplak, afgeskuur, maar daar is nog so hier en daar. Hy het 9.5 fingerprints. Maar hulle is daar so. So daar's fingerprints. So as jy nog hande het, dan praat ek vanmôre met jou. Hy sê daar hande. So 'n rentmeester van God se veelvuldige genades. Die woord van die Here hy sê, elkeen van ons het verskillende genadegawes van God ontvang, waarmee ons mekaar moet bedien. En dis vanmôre waar ons gaan kyk. Vanmôre so 'n bietjie eerlik wees met mekaar. Kan ons bietjie eerlik wees met mekaar vanmôre? Ek wil vanmôre die vraag vra, hoe lyk dit op 'n maandag en 'n dinsdagoggend daar by jou huis? So lang naweek is verby, die kinders moes skool, huiswerk doen en take doen en dit was 'n tawwe ene en dit was 'n rowwe naweek. Ons is moeg en nou moet ons met die week begin en nou kom ons daar by die werk en dinge by die werk is nie altyd lekker nie. Daar's partykeer maar 'n atmosfeer want die girls by die werk is mos maar jaloers op mekaar. Het julle al gesien? Of die manne werk teen mekaar, of die baas is nou weer babbelas, want hy die naweek gaan kuier en hy dien nie die Here nie, en nou moan en groan hy met almal, en julle weet waarvan ek praat. Nie in hierdie kerk, of maar op ander plekke, nee. So, hoe lyk dit daar so by die huis, op 'n maandag en 'n dinsdagoggend, of daar by die werk, of mag ek self vanmôre vra, hoe gaan dit hier by die kerk vanmôre? Wanneer ons as liggaam by mekaar kom, en ons praat van genadegawes, en die woord sê, elkeen moet mekaar bedien, soos goeie bedienaars behoort te doen. My vraag is, bedien ons mekaar? Jy sien, want soms dink ons dat om God te dien en te bedien met ons gawes is iets groot en dramaties en eksklusief. Net sekere mense het gawes gekry en net sekere mense mag bedien met hulle gawes. Baie mense kompeteer teenoor mekaar. My gawe moet beter wees as daai en ons is in 'n kompetisie met mekaar. Baie mense dink dat my gawe is nie so belangrik nie en iemand anders se gawe is meer belangrik, so laat hulle eerder maar doen wat hulle moet doen. Want ek is nie so belangrik nie. En die woord van die Here kom so duidelik vanmôre. Hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar dien. Nou die fokus hier val op mekaar dien, bedien. Partykeer dink ons dat die genadegawe kom net in werking wanneer ons by die kerk is, by die sel is, by die jeug is, of by die band is, by die sonnaarskool, by 'n bediening is, 'n ministry in die kerk. Maar het ons nie nou ook gesê dat dit begin by die huis nie? En daarom het ek die vraag gevra toe ek begin het, hoe lyk dit op 'n maandagoggend en 'n dinsdagoggend en daar by die werk? Dan is dit nie eintlik waar ons genadegawe by mekaar moet kom nie. Is dit nie daar waar ons mekaar moet bedien nie? In plaas van om net by die kerk te wil dien en bedien,
Is dit nie eintlik waar die ding begin? Wanneer ons daar saam met mekaar skouers skuur in ons elke dag lewe nie. Want jy sien, jy kan nie hier kom gee as jy nie daar begin het nie. En ek dink dis dalk een van die redes hoekom party kinders nie die Here wil dien nie. Want pa en ma wil in die kerk kom bedien, maar by die huis is hulle heeltemal iets anders. By die huis is daar niks te praat van gawes nie, maar in die kerk wil hulle kom profeteer. 'n Geruime tydjie terug, 'n hele paar jaar terug, was daar 'n geval van 'n vroutjie wat elke nou en dan 1 keer in 6 maande kerk toe gekom het. En elke keer as sy kom besoek, dan wil sy hier kom staan en profeteer in die kerk. Maar jy sien haar 1 keer in 6 maande, en dan sien jy haar nooit weer nie. Maar wanneer sy by die huis is, dan vloek en skree en beklei hulle, en dit is goddelose lewe wat daar aangaan. Nou vra ek myself die vraag, waar kom die vrug by die getuienis, die profesie uit? En ek veroordeel nie die boom nie, ek kyk na die vrug wat aan die boom hang. En dit het vir 'n seisoen so aangegaan, en op een stadium, een Sondagoggend, het ek dit in my gees ervaar, toe sy weer wou opstaan om te profeteer, om haar stil te maak, en sê, vrou, hierdie woord is vir jou, en nie vir die gemeente nie. Want dit is 'n baie condemned woord gewees. Die Here sê, jy moet repent, en jy moet dit, en jy moet regmaak, en jy moet ophou sonde doen. Maar die woord sê, wanneer profesie kom, begin dit by jou en by my eerste. Is dit nie? Hy sê, jy moet tog jou lewe eers in plek kry, reg kry. Amen. So daar's ruimte vir genadegawes, maar die vrug moet tog saamwerk daarby. Ek kan nie by die huis soos 'n Hells Angel lewe, en by die kerk wil ek 'n engel van die hemel wees nie. Daar's nie dubbel standaarde nie. En ek dink dis dalk 'n eina hoekom baie van ons jong mense, wanneer hulle uit die huis uit is, of hulle eie karretjie kry, of hulle eie lewe het, nie meer wil kerk toe kom nie. Nie omdat die kerk nie seer, of omdat die kerk seer maak nie, maar omdat hulle eie lewens nie in lyn is met God se woord, of hulle ouers nie. Baie misbruik die situasie van, die kerk maak seer, maar dis nooit jouself nie. Het julle al dit gehoor? Die kerk so, of die mense by die kerk, of ek so, of so. Dis nooit, wat het ek gedoen om dit te verdien? Hoe het ek iemand seer gemaak nie? Dis altyd iemand anders. Dis nooit daai introspeksie van, wat kon ek dalk doen? Het ek regtig my gawe gebring na die tafel toe? Wat was my aandeel? In ons verhouding, in ons vriendskap, in my huis, het ek nie dalk ook 'n fout gemaak wat seer, wat skade gebring het nie. Want baie keer is ons so gefokus net op onsself, dat ek vergeet, ek het ook 'n rol, ek moet ook 'n genadegawe wat ek ontvang het van God bring, en ek moet kom dien. Ek moet nie kom om bedien te word nie, ek moet kom dien. En die ander het Woensdag aan die woord gebruik van, baie keer kom ons net met gimme, gimme, gimme. Wat kan ek kry? En nie wat kan ek gee nie. So vanmôre begin ons by hierdie punt. Wanneer ons praat van genadegawe, is dit tog om te kom gee. En so het elkeen van ons tog iets om te bring na die, hoe sê die mense, na die partytjie toe. Amen. Of is dit daai familie wat die cheap wors by Spar koop, maar hulle eet die ander se steak by die bring en braai? Nou, maar julle het daarom nie daai familie nie, nee. So die woord van die Here sê, hy sê, na elkeen 'n genadegawe ontvang het,
Hy sê, moet julle mekaar daarmee dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Hierdie vers spreek spesifiek van die genadegawes wat elkeen ontvang het by die Here. En dan sê hy, ons moet mekaar daarmee dien. Ons moet mekaar daarmee dien. Nou die Griekse woord, is julle reg daar agter. Nou kom ons amper by die potjiekos uit. Is die verveelvuldige vir genadegawe van God is die woord potjielos. Nie potjiekos, nie potjielos. Jy moet die potjie los, ja. Dis vir die wat gewig wil verloor. Potjie los. En potjie los in sy oorspronklike vertaling beteken letterlik iets wat veelkleurig is. Iets wat geskakeerd is van vele verskillende soorte of verskillende kleure. Ek dink aan Josef se jas, the coat of many colors. Dit kan iets so kosbaar wees soos 'n mosaïek, daai pragtige ryk mosaïek wat jy sien wat geskilder is, of iets soos 'n tapuit wat daai pragtige kleure en verskeidenheid van goedheid wat uitkom, daai kosbaarheid wat uitkom. Sien u die prentjie van daai potjielos? Dis wat daai veelvuldige genadegawes van God is. So met ander woorde, dit is wanneer die liggaam, elke lid in Christus Jesus, hulle gawe, wanneer ons by mekaar kom, dan vorm dit daardie pragtige prentjie in God, waar elkeen sy rol, sy veelsidige gawe bring, en dit maak een liggaam, een prentjie, 'n genadegawe in die liggaam. Dis wanneer ons prakties daarna kyk, wanneer ons sien, wanneer een persoon, wanneer iets stikkend is wat gebreek het, sy gawe bring, en dit wat stikkend is, kom regmaak. Hy kan dalk nie preek nie, maar hy kom maak dit reg. Ek wil nie daarop bly hamer vanmôre nie, was wanneer iemand 7 uur in die oggend opstaan, om die vrouens se badkamer deur te kom hang. En dan wil die boorpunte nie werk nie, maar hy probeer nog steeds. Dis wanneer iemand anderste wat dalk nie wil preek nie, net by 'n mamma gaan sit wat moedeloos is, en net vir haar luister, en omgee, wat nie preek vir haar nie, maar wat net luister. Hulle het daai genadegawe wat kan onderskei, kan hoor en saamwerk. Dis dalk daai persoon wat net 'n vriend bel, omdat hy op daai oomblik in sy hart voel, ek moet nou bel, en net luister, en sê ek gee om. Dalk nie 'n groot preek, of baie geld, of geel biltong aanbied nie, maar net luister, en sê ek is hier vir jou. Dis en partykeer dink ons, dis al hierdie groot en eksklusiewe gawes van profesie en genadegawes van genesing en al hierdie groot goed waar die Here sê, hy sê, elke lid het 'n genadegawe waarmee ons mekaar bied. Dis om net daai ou langs jou te bedien. Vir 'n oomblik vanmôre, kyk net gou so 'n bietjie agter u. Kyk net gou so 'n bietjie om ons. Dis die liggaam wat hier is vanmôre. Nou sê die woord van die Here, Dennis, hy sê wanneer ons kerk toe kom, kom ons almal ingestel, ingebid, voorbereid, een met 'n gesang, een met 'n psalm, een met 'n skrifgedeelte, een het 'n vers, een het 'n gesang in sy hart wat hy die Here mee wil kom eer, een het 'n blymoedige hart, een het 'n versgedeelte, een het dalk 'n gedig. Nou my vraag vanmôre, kom ons gaan terug.
Wie van u het vanmôre gekom met jou genadegawe om hierdie liggaam te kom bedien? Soos ek nou vanmôre my stoel moet vat, ek moet hom hier sit en ek sê, ek het nou klaar gepraat. Ek weier. Nou praat ek nie meer nie. Nou moet julle bedien. Wat gaan nou gebeur? Jy sien so, ergens gaan iemand 'n grappie maak af van agteraf om die stilte te breek. Een van die getroue ou diensknegte wat maar altyd praat sal opstaan en sal begin getuig, gaan maar iets doen. Ons gaan 'n videoklip dalk moet opsit. Jody gaan die gitaar vat of 'n bietjie musiek maak. Maar die vraag is, het ons voorbereid gekom vanmôre om mekaar te kom bedien? Want wie se verantwoordelikheid is dit om te dien? Nou waarvan ek hou van ons gemeente, veral die laaste seisoen is, wanneer ek kyk na hoe die dinge by mekaar kom, is die bedieninge besig om te funksioneer. Selfs in hoe die kerk gebou word, die kinders daar buite, die musiek, en ek weet nie almal bedien tergelykertyd die hele tyd op een oomblik nie, want dit sou chaos wees. Dan is dit soos weer die kerk van Korinte. Dan moet Paulus weer 'n brief skryf en sê, hey, die kerk se plek van orde, julle kan nie oor mekaar skree en gil nie. Maar daar's 'n tyd en 'n plek, maar die realiteit is, ek moet ingebid, ingestel, voorbereid kom. En jy geweet dat hierdie orkes donderdag aand kom beoefen het, of geoefen het, om vanmôre hier te kan staan om vir julle te bedien. Hulle het hulle hele donderdag aand voorberei om hier te wees. En toe is hulle nog uitgetrap deur my. Hulle het nie daarvoor gevra nie. En hulle doen dit nogal verniet, sonder pay gekry. En toe hier hy skiem hulle, wie dink hy is hy om ons uit te trap? En ons kry nie eens geld daarvoor nie. Het ons dit geweet? Het ons geweet dat daai program wat hulle donderdag aand moes oefen, iemand moes gaan afsonder by die Here hoor voor donderdag aand oor wat die Here wou hê moes gesing word vir oggend, sodat die liedjies kon uitgeprint word, gedoen word, die koords kon uitgewerk word, sodat die band donderdag aand kon oefen. Dis nog voor donderdag, dis een voorbeeld. So ons kinders wat nou buite is, sodat hulle nie hier sit en stout is of boring raak of nie weet wat om te doen nie, sodat ons hulle kan bedien op hulle vlak. Iemand moes in die week hulle klasse begin voorberei, sodat die onderwyseresse reg is om hulle te kan bedien op hulle vlak. So daar's iemand wat hulle genadegawes gebruik. Julle geweet as van hulle mans wat vandag alleen in die kerk moet sit, dat hulle vrouens julle kinders kan bedien. Dis die realiteit. That's a sacrifice. Party van ons wil nie eers sonder ons huweliksmaats kerk toe kom nie. Hulle sit elke tweede week sonder hulle vrouens of hulle mans, sodat julle kinders bedien kan word. Dis die liefde van die genadegawe waarmee ons mekaar dien. Maar die realiteit is, daar's meer. So wanneer die Here met ons praat, dan sê hy sê, en elkeen. Lees gou saam met my daar, wat sê hy? Hy sê, na mate elkeen 'n genadegawe ontvang het. Nou sê hy nie, daar spesifieke groot gawes en kleines, meer belang nie. Hy sê, elkeen het 'n gawe. En dan sê hy, daarmee moet ons mekaar bedien. Dis daai klein dingetjies, daai ongesiene dinge, wat saak maak. Hoor gou mooi, dis om die hand uit te steek en te help, waar niemand kyk nie, sonder om te verwag dat iemand vir jou hande klap, of dankie sê. Dis wat saak maak.
Dis sonder om die foto te neem en vir almal te stuur en te wys, kyk wat het ek gedoen. Of om op Facebook te post en te sê, wow, kyk wat het ek gesaai. Dis om agter die gordyn in die stilte waar iemand seer het, daar te wees en te help en nie uit te basyn, kyk hoe great is ek nie. Dis waarvan ons praat. Dis om iets te doen en iemand anders te kry die eer en jy weet ek het dit gedoen, maar stil te bly want dis fyn, ek's deel van die liggaam. Iemand anders te kan maar die eer kry. Dis lekker om te weet, ons is 'n span. Almal hoef nie te weet dis jy nie, dit gaan ons oor die liggaam. Is dit nie waaroor dit gaan nie? Amen. Jy sê my boetie, my sussie, die oomblik as ons dink, ons moet alles in ons eie krag doen. Die oomblik wanneer ons ego die center stage inneem, dis dan wanneer ons uitbrand en wanneer ons moeg word. Want ons wil dit in ons eie krag doen. Wanneer ons besef ons is net rentmeesters, wat God se hande en sy voete hier op aarde is. Hoor mooi, dan gly daai onnodige druk en daai pressure om te perform van jou skouers af. Want jy weet, it's all about God. It's not about me. Verstaan julle dit as ek praat van die woord, the pressure to perform? Wie van julle is jonk getroud of was eens op 'n tyd jonk getroud? Julle sal verstaan as ek praat van pressure to perform. Dis daai ding as jy by jou vrou se ouers gaan kuier en jy wil hulle nog impress. Né? Jy koop daai groot steaks met die braaivleis. Want jy wil haar pa impress, maar jy weet ek kan eintlik net die minute steaks bekostig. Nou het julle getrou, nou verwag hy daai groot steak, nou kom jy met die minute steak. Dis 'n pressure om te perform, papa. Hy verwag, jy moet nog hy groot steaks bring. Jy het dan gebring toe ons gedate het. Hulle verwag, jy moet nog ophou, jy moet nog aanhou. Maar hulle kan nie verstaan hoe eet jou vrou deur die week nie. Sy eet soos 'n voeltjie, 'n aasvoeltjie. Amen. Met ander woorde, ons is baie keer so in 'n ding om te perform en om almal gelukkig te hou en ek doen dit in my eie krag en my vermoë en ek moet almal net probeer, ek moet net perform. En ek raak moeg. Maar ek doen dit in my eie krag en dit is nie meer my genadegawe nie. Dis nie meer wat ek wil doen nie. Hoekom? Want ek doen dit baie keer met die verkeerde motief. En nie omdat ek dit nie wil doen nie, maar omdat ek leeg geword het. Ek is in die bediening waar ek moet wees. Ek is op die plek waar ek moet wees, maar ek het my oë afgehaal van Jesus af. Ek het my oë begin fokus op mense en om ander gelukkig te hou en nie meer gefokus op Jesus nie. Wat doen ek nou? Nou wil ek uit die bediening uitklim. Ek soek 'n ander kerk, ek soek 'n ander man, ek soek 'n ander vrou, ek soek 'n ander ding, in plaas van om net al die ander stemme stil te maak en sê, "Okay, ek moet terugkom by Jesus." Want dis waar dinge verkeerd geloop het. Kom terug na Jesus toe. Kom terug by die beginpunt. Die oorsprong van die gawe. Hoor my mooi vanmôre, met baie liefde en baie respek. Jy hoef nie iemand anderste te wees nie. Sê gou saam met my. Ek hoef nie iemand anderste te wees nie. Okay, nou wil ek sê, jy moet dit sê asof jy dit glo, nie omdat ek gesê het, sê agter my aan nie. Sê, ek hoef nie anderste te wees nie. Jy hoef nie, hoor mooi, sussie, jou maat te wees nie.
God rests her soul if she's still alive. With respect said. Maar jy hoef nie sy te wees nie. As sy kos gekook het met die ou stoompot, jy hoef nie kos te kook met die ou stoompot nie. As dit alles wat jy het en dit werk vir jou, dis fyn. Maar hoor van my, daar's 'n nuwe elektroniese stoompot op die mark wat baie beter werk. En vinniger en lekkerder. En hy hou die kos self warm. Dit werk. En die dame sê, jy kan selfs pap in hom maak. Lekker, en hy brand nie vas nie. So jy kan pap in die microwave ook maak, net so tussen ons. Hy is nie dieselfde nie, maar hy's naby. Vra my vrou. My boeta, hoor my vanmôre. Jy hoef nie jou pa te wees nie. En jy hoef nie te perform om hom gelukkig te maak nie. En weet julle wat is die scary ding? En ek wil dit vanmôre met sensitiwiteit sê. Baie van ons pappas en mammas is al dood. En ons perform nog steeds om hulle te probeer gelukkig en tevrede stel. Sonder dat ons dit besef. Ons probeer nog steeds in ons onderbewussyn perform en alles perfek doen om hulle gelukkig te hou. Jy hoef dit nie te doen nie. Al wat jy hoef te doen, is gebruik net daai spesifieke stukkie genadegawe wat God in jou hand gegee het, wat hy jou uniek meegemaak het, waarmee jy die ou langs jou, of die dame langs jou, moet bedien. Dis al. Want jou stukkie unieke, kosbare genadegawe wat in jou hand is, hou jou hand uit, is anders as die een wat langs jou sit. Waarmee het Dawid vir Goliat oorwin? Met Saul se weermagsklere en met sy swaard? Of met sy slingervel en die klippie wat hy gehad het? Dink gou vir 'n oomblik daaraan. As hy met Saul se swaard gestap het na Goliat toe, het Goliat hom doodgemaak. Jy sien, ons dink altyd, dis net by die kerk, is net by die sel, dis net by die parade, of is net ander mense. Nee, wat het ek en jy in ons hand? Nee, maar my boetie is ouer as ek, of my sussie sing mooier, of is die een, of is daai een. Nee, ek wil met jou praat, as individu. Nie met die ander ene nie. Ek wil met elkeen wat voel, jy's nie die een wat almal altyd uitgekies het nie. Jy's nie die een wat altyd perfek op noot sing nie. Jy's dalk nie die enetjie wat die mooiste gedans het nie. Jy's nie dalk die spierwit eentjie nie. Jy's dalk die swart gansie, of wat noem hulle daai ene? Ja. Jy is dalk nie all that in jou oë en ander nie, maar in God se oë sê hy, kom jy, want ek het vir jou iets spesifiek en iets spesiaal in jou hand gesit. Mense, as jy daai stukkie weghou, is hierdie 1000 stuk puzzle onvoltooid. En jy dink dalk, dis nie belangrik nie, Debbie. Maar die prentjie is onvoltooid. As jy nie jou stukkie bring nie. En hoe lyk 'n puzzle wat een stukkie missing het? In afsluiting van môre het ek 2 versgedeeltes, 2 hoofstukkies in die woord van die Here wat ek vir ons wil lees, wat ek dink hierdie stuk gaan by mekaar bring. En dan gaan ons saam sing. En ek wil die band vra om begin voor te berei, jy hoef nog nie vorentoe te kom nie, en dan gaan ons net saam 'n lied saam sing, anders as gewoonlik, en as jy in jou hart voorbereid gekom het,
Ons gaan net die Here prys en worship en ek wil die diens bietjie anders afsluit. En dan kan ons offerande bring aan die Here. Is dit reg? Want ek voel net dit gaan oor, dis meer as net kom kerk toe, gee offerande, hoor 'n preek en gaan huis toe. Ons is God se rentmeesters. Ons is hier om by hom te connect. Dit gaan nie net oor 'n proses en 'n stelsel nie. Dit gaan oor om met hom te kom connect. Blaai saam met my in jou Bybel na Romeine 12 toe. Romeine 12 vers 3. Hoor wat sê hy hier. Hy sê, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is. Let julle ook nou weer daai woordjie elkeen op? Dat julle nie van homself, of wat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die mate van geloof wat God dit aan elkeen toebedeel het. Want soos ons een liggaam met baie lede het, en die lede nie almal dieselfde werking het nie, soos ons almal saam een liggaam in Christus en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. So daar's weer die verskillende genadegawes. Is dit profesie na die mate van geloof, of bediening in die werking van die bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in die opregtheid, wie 'n voorganger is. Hy sê met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Maar let op daai vers, hy sê, en ons besit genadegawes wat verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. Wie gee daar die gawes? Die Here. Dit verskil, dis fyn. So jy's uniek. En wat ook al jou gawe is, hy sê dit, doen dit met vermaning, as jy uitdeel, doen dit met opregtheid, as jy 'n voorganger is, doen dit met ywer, as dit barmhartigheid is, doen dit met blymoedigheid. Met wat jy ook al doen dit met alles wat in jou is. En ons laaste versgedeelte, en nou met afsluiting, Lukas 16 vanaf vers 1. En in Lukas 16 wil ek hierdie gedeelte lees, is waar Jesus kom en met sy disippels praat oor 'n baie, baie belangrike aspek. En ek wil dit vanmôre uit Lukas se perspektief lees met afsluiting, waar ons sê altyd, jy kan nie God en Mammon dien nie. En dan gaan hy verder, Here Jesus sê, hy sê, jy kan nie God en die wêreld dien nie. Jy kan nie twee Here dien nie. Maar ek wil hê jy moet dit so 'n bietjie uit 'n ander perspektief uitlees. Nou wie kan vir my sê, wat se beroep het Lukas gedoen, voordat hy disipel was? Hy was 'n dokter. Die ander disipels was van 'n visvangers, was tollenaars, maar Lukas was 'n mediese dokter. Met ander woorde, hy was 'n geleerde van die Here. So hy kom met 'n geleerde agtergrond wanneer hy hierdie brief skryf deur die leiding van die Heilige Gees. Okay, so ek wil hê jy moet dit sien. So hy skryf nie net omdat hy nie kan skryf of om uit sy ongeletterdheid uit. Hy skryf met 'n geleerde dokters agtergrond uit wanneer hy hier praat. Leer, kom ons lees gou daar. Hy sê, en hy het ook aan sy disippels gesê, dit is Jesus wat hier praat. Daar was 'n ryk man wat 'n bestuurder gehad het, en hy is by hom aangeklaag, en een wat sy besittings verkoos. En hy het hom geroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Met ander woorde, dis 'n ryk man, hy het 'n bestuurder gehad, nou sê hy, jy het swak gewerk met jou goed, kom sê vir my, ek gaan jou fire, want jy gaan nie meer die bestuurder wees nie. Vers 3, toe sê die bestuurder by hom, wat sal ek doen? Want my Heer neem die bestuurderskap, rentmeesterskap, sien julle dit? Van my weg. Spit kan ek nie. Om te bedel, skaam ek my. Ek weet wat ek sal doen, sodat wanneer ek van die bestuurderskap afgesit is, hulle my in hulle huise kan ontvang.
Okay, hoor jy wat hy nou sê? Hy praat nou, hy sê, toe roep hy die skuldenaars van sy Heer, een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy aan my Heer? So ek wil gou jy met die prentjie kry. Die eienaar, die baas, roep die bestuurder en hy sê vir hom, jy het droog gemaak. En omdat jy droog gemaak het, gaan ek jou nou fire. Jy gaan nie meer die bestuurder wees nie. Jy gaan nie meer vir my werk nie. Nou dink hierdie bestuurder, luister, ek moet 'n plan maak. Daar's ander ouens wat vir my baas geld skuld. So wanneer my baas my nou fire, moet ek gou-gou na hulle toe gaan en vir 'n deal gaan maak met hulle. Dat wanneer my baas my fire, ek na hulle toe kan gaan en hulle my nog steeds kan help en kan werk gee en vir my kan sorg wanneer my baas my fire. Sien julle die prentjie? Dis wat nou daar gebeur. OK? Het julle hom ook so gevang? OK, toe roep hy die skuldenaars van sy Heer, een vir een en sê vir die eerste, hoeveel skuld jy my Heer? En hy antwoord, 100 vat olie. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys, gaan sit en skryf gou 50. Hy gee vir hom 50% afslag. Daarna sê hy aan 'n ander, en jy, hoeveel skuld jy? En hy antwoord, 100 mut koring. En hy sê vir hom, neem jou skuldbewys en skryf 80. So hy gee vir hom 30 af, of 20 af. Jy het wiskunde matriek gehad. 8. En die Heer het die onregverdige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het. So nou sien die baas, hy sê, joh, hierdie bestuurder doen nou actually goeie werk. En in plaas van hom te fire, sê hy vir hom, jy het eintlik nou goed gedoen. Sien julle dit ook? Hy sê, want die kinders van hierdie wêreld is verstandiger teenoor hulle geslag as die kinders van die lig. En nou vers 9, nou sê hy, en ek sê vir julle, nou is dit Jesus wat weer praat, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon, sodat wanneer julle die lewe verlaat, hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hulle julle in die ewige tente kan ontvang. Hy wat getrou is in die minste, is ook in die groote getrou. En hy wat onregverdig is in die minste, is ook in die groote onregverdig. Kyk nou, voor ons aangaan, wat lees ons hier? Hoe sê hy nou hier? Hy sê, maak vir julle vriende deur die onregverdige mammon. Sê die Here nou hier, ek moet verkeerd handel? Ek moet die onregverdige mammon gaan doen? Hy sê, sodat wanneer julle in die lewe verlaat, hulle vir julle in die ewige tente kan ontvang? Ek gaan julle nou verduidelik. Hy sê, as julle dan nie getrou was in die onregverdige mammon nie, hoor hierso, wie sal julle die ware goed toevertrou? En as julle nie getrou was in die ander se goed nie, wie sal julle jul eie gee? Kom ons hoor gou daar. Wie van julle werk in 'n onregverdige, goddelose, mammon wêreldse struktuur? Okay, wie werk in 'n wêreld buite vir 'n struktuur waar dinge baie keer goddeloos gebeur? Meeste van ons. Wat sê die Here hier? Hy sê jou werk, al werk jy vir 'n baas wat God nie dien nie, of vir 'n wêreldsisteem en struktuur wat nie vir God voluit lewe nie, moet jou werk so reg en skoon en rein wees vir die mammon, onregverdige mammon, dat hulle niks verkeerd teen jou kan vind nie. Moenie lieg nie, moenie bedrieg nie, moenie iets onder die tafel doen nie, moenie deel van hulle goddeloosheid wees nie, moenie skelmstriek sê nie, moenie steel nie, moenie bedrog nie. Met ander woorde, wanneer jy werk vir die onregverdige mammon, moet jy steeds regverdig wees. Maak dit sin?
Selfs dat wanneer jy in die toekomstige tyd in hulle tente moet ingaan, dat die wat onregverdig sal sê, daai ou, jy kan hom vertrou, want hy's nie 'n skelm nie. Hy's nie 'n tsotsie nie. Hoor julle? Hoeveel van julle se baase wat nie die Here dien nie, sal vir jou opstaan en sê, jy kan maar besigheid doen met daai persoon, want hulle is nie skelm nie. Hoekom sal hulle dit sê? Want jy het jouself nou al bewys deur die jare, dat jou ja is jou ja, jou nee is jou nee, en jy steel nie. Maar wat 'n klap in die gesig is dit, dat wanneer 'n onregverdige mammon moet kom en jou moet fire, as kind van God, wanneer jy gesteel het, tyd gesteel het, geld gesteel het, die werk se penne gesteel het, en dan sê hulle, moenie besigheid doen met Christene nie. Het julle hulle al gehoor praat? So wat sê hierdie gedeelte? Hy sê dat wanneer jy vir 'n onregverdige mammon werk, laat jou getuienis skoon en rein wees. Dis wat hy hier sê. Selfs dan al kom daar 'n aanklag teen jou, dat jou rentmeesterskap voor God skoon en rein sal wees. En hoor nou dan, gaan hy aan, nou sê hy die volgende, vers 12, en as julle nie getrou was in die ander se goed nie, met ander woorde, in die onregverdiges se mammon nie, wie sal julle in hulle eie dan vertrou? Nou wil ek dit gou terugtrek, kom ons lees in die volgende vers, hy sê, geen huisknegt kan 2 here dien nie, want hy sal of die een haat en die ander lief hê, of die een aanhang en die ander verag. Nou sê hy, julle kan nie God en mammon dien nie. Hoor gou my hart, as God ons nie kan vertrou met die wêreldse onregverdige, ongeregtige mammon nie, dit wat in God se oë klein en min is nie, hoe kan hy ons vertrou met sy goddelike koninkryk, wat baie is? As hy ons nie kan vertrou met die klein geld van die wêreld nie, hoe gaan hy jou vertrou met sy koningskryk blessings, wat baie en oorvloedig is? As hy jou nie kan vertrou om skuldvry te kom, en vry te lewe nie, hoe wil jy hê moet hy jou vertrou met sy volheid en sy goddelike seën? Nou ek sê nie dis verkeerd om skuld te hê nie, want wie van ons kan 'n huis kontant koop vandag? Bitter min van ons. Wie kan 'n kar koop vandag kontant? Bitter min van ons. So meeste van ons moet skuld maak om 'n huis en 'n kar te koop. Maar wat ek wel sê is, hoeveel van ons lewe, ons hele lewe lank in daai skuld, want ons ry daai kar 2 jaar lank, dan koop ons 'n nuwe kar, en ons maak nuwe skuld, en ons maak nuwe skuld, en ons maak nuwe skuld, en ons het ekstra rekening, klere rekeninge, 3 telefoonrekeninge, en ons het al hierdie ander skuld wat ons opgaar, en dit steel ons inkomste, ons word slawe van die onregverdige mammon. Hoe kan God ons dan vertrou van sy seën? Hoe kan ons rentmeesters van God word, as ons nie eens getrou is in die onregverdige mammon nie? En ek praat met myself, want ek was vir baie lank 'n slaaf aan daai onregverdige mammon. En het ons baie hard gevat en lank gevat om vry te kom van daai onregverdige mammon, en baie sacrifice. Ons moes baie doen en baie verkoop en van baie loskom om uit daai ratreis van skuld uit te kom.
En wat ek vir jou wil deel vanmôre is God wil ons vrymaak. Wie van julle huur huise vandag? Jy betaal ten duurste 'n ander ou se huis af. Ja, maar ek kan nie 'n huis koop nie, want jy betaal al vir 20 jaar 'n ander ou se huis af, omdat jy te veel ander skuld het, omdat jy nie kwalifiseer om 'n lening te maak nie. Nou wanneer jy oud is, het jy nie 'n plek om te bly nie, nou met jou kinders of iemand anders vir jou sorg. Want jy was nie 'n rentmeester toe jy moes wees nie. Jy betaal 12, 13, 14.000 rand aan 'n ander ou se huis, waar jy jou eie bate kon afbetaal. Nou kom die woord en ek sluit af vanmôre en ek wil met liefde praat. Want ek glo God wil hê ons moet realign. Ek wil die Here wil hê ons moet vrykom. Ons moet nie slawe wees nie. En dis nie pak slaan nie, dis liefde. En dis nooit te laat om te begin nie. Dis nooit te laat om te sê, Here, ek is jammer nie. Solank as ons suurstof het, solank as ons lewe het, kan ons begin en kan ons bou en kan ons aangaan en kan ons regmaak. En dis regtig nie om enige iemand hier te veroordeel nie, maar eers moet ons begin en die waarheid praat. En om 'n rentmeester te word beteken, ek moet dit doen so wat God wil. Hy sê, as ek die onregverdige mammon wil dien, dan moet ek dit reg doen. Hy sê, want as ek wil deur God gebruik en gedien word, ek kan nie God en mammon dien nie. Ja, party van ons het onregverdig ons werke verloor, ek verstaan. Alright, maar eers moet ons ook opstaan en regmaak. Daai vloek dan breek en eers begin weer. Dan is ons ook nie victims nie. Maar party van ons kan regtig nie werk met geld nie. Dan moet ons kom vir geldopleiding. Daar's van ons hier wat boekhouers is, wat kan help met opleiding. Hou op om die hele tyd Timo te bestel. Timo is 'n gelddief. Kom nou. Hou op om die duurste koffie te koop. Hou op om op rekening klere te koop. Dra maar jou kleertjies. Jy hoef nie elke maand nuwe klere te koop nie. My broeke was ook deur. Ons sal die regte tyd sy regte klere kry. Amen. Kom nou. We try to keep up with the Joneses. Ons het hierdie aura, hierdie ding om ons wat ons net moet keep up. En ons perform. En al wat gebeur is ons brand uit en ons gaan dood naderhand. En ons raak slawe. En God wil hê ons moet vrykom. Ons kinders het beter selfone as ons. Ons kinders het beter laptops as ons. Elke kind het hulle eie TV met hulle eie DStv in hulle huis, in hulle kamers. En jy betaal daarvoor. Jou kind werk nog nie en hulle het al 'n kontrak. Hoe leer ons hulle? Jy gaan daai kontrak betaal tot die dag wat hulle doodgaan. Moenie sê op 21 gaan hulle oorval. Hulle gaan nie, daai kontraks op jou naam. Vra hulle bietjie, toets net. Gaan huis toe vanaand sê vanmiddag. Sissie, jy maak Sondagmiddag ete vanmiddag. Dan kyk jy hoe blaas sy daai lippe 3 bar op. Dan kyk jy wie's baas en wie betaal vir wie vanmiddag die geld in die huis. Dan kyk ons wie werk vir wie. Kom my boeta, my sissa. Ek wil hê ons moet tog vrykom as gemeente. Jy sien, ek is baie lief vir my kinders. En ek wil vir my kinders die beste gee. En as ek dit kan bekostig, wil ek vir hulle elkeen 'n selfoon gee. En ek wil hê dit moet goed gaan met hulle. Maar nie beter as my vrou en myne nie. Nie ten koste van nie.
En ek gaan ons nie in skuld dompel om vir hulle kontrakfone te gee nie. Ek's jammer. As hy kan my maar 'n slegte pa of 'n slegte ma noem, ek gaan nie skuld aangaan dat sy 'n nuwe foon kan kry nie. Met baie liefde en respek gesê. Ek meen, as jy met ou tekkies kan loop, kan sy ook mos maar 'n bietjie met ou tekkies loop. Daar's nie gate in nie. So hulle is nie deurgeloop nie. Ons kan maar nog 2 maande spaar en dan sal ons nuwe tekkies koop. Weet julle wat is ons probleem? Ons het groot geword, baie keer in swaar kry. En dan sê ons, ek sal nooit dat my kinders deurgaan wat ek deurgegaan het nie. En dis 'n vloek en 'n binding wat jy uitgespreek het. Jy moet dit gaan breek. Want jy hoef nie te wees wat jou pa en jou ma was nie. En jy hoef nie te perform om vir hulle die nuutstes en die bestes te koop nie. Jou liefde is meer as genoeg wat jy dalk nie gehad het nie vir hulle. En jou geskenkies gaan hulle nie omkoop nie. En net so gaan hulle manipulasie jou ook nie wen nie. Want glo my, jy koop hulle daai kontrak, daai nuwe Nike tekkies, as hulle wil waai, as hulle uit die skool uit is, gaan hulle waai. Wie van julle kan getuig daarvan? Jy praat namens 'n vriendin. Toe hulle kinders klaar is, toe slaat hulle, toe daai boyfriendjie daar intrek met sy opgesoepte golf, toe spring hulle in en hulle gaan. Hoor julle daai golf, hier kom hy. Hy kom vir Sissie haal. Alright. Ek dink ek moet afsluit, want ek dink julle begin nou rooi onder die kiewe raak. Amen. Het julle Jesus lief? Het julle die woord lief? Bly julle lief vir my? Amen. Die woord van die Here sê, 'n huisknegt kan nie 2 here dien nie. Ons kan nie God en Mammon dien. Some may teach, and some may comfort, some may lead, and some may care. Some may give, and some may encourage. God has placed His gifts everywhere. Different gifts and different talents, yet His grace is all the same. Let us faithfully serve one another, bringing honor to His name. Freely we have received, freely let us give. By the grace of God Almighty, let us serve. Comes from you. Make us faithful servants.